Baie welkom terug, 1 Korintiërs 5 vers 3 tot 5. Oorgegee aan Satan om die sondaar se gees te verlos. Wat my betref, alhoewel ek liggaamlik afwesig is ek in die gees by julle. Asof teenwoordig het ek reeds die man wat so 'n ding gedoen het, geoordeel. Wanneer julle in die naam van ons Here Jesus vergader en ek in die gees teenwoordig is, gee met die krag van ons Here Jesus so 'n mens oor aan Satan om sy sondige aard te vernietig, sodat sy gees op die dag van die Here verlos mag word. Dit is baie duidelik dat Paulus die gemeente se hantering van onsedelikheid sterk afkeer. Die tug moes plaasvind, maar dit het nie. Onthou nou net vir die konteks hier, Paulus het gehoor van seksuele losbandigheid in die gemeente en dan 'n baie spesifieke geval, 'n man wat met sy pa se vrou saamleef. En dis waarna die apostel in vandag se verse verwys. Hy praat van die man wat so 'n ding gedoen het. Met dit verwys hy na hierdie man wat met sy pa se vrou saamleef. En met verwysing na hierdie spesifieke geval wil Paulus nou in vandag se verse die korrekte tughandeling by die gemeente aanbeveel. En vir hulle sê, hier is hoe julle nou moet maak met hierdie spesifieke geval. Nou, Paulus is nie fisies teenwoordig daar in Korinthe nie, maar hy kon net sowel gewees het. Hy sê in vers 3, wat my betref, alhoewel ek liggaamlik afwesig is ek in die gees by julle. Wat Paulus hiermee bedoel is, dat dit maak geen verskil of hy teenwoordig of afwesig is in hierdie saak nie. Of hy teenwoordig of afwesig is, hier is hoe hierdie saak hanteer moet word. Hulle hoef dus nie verskonings aan te bied, dat Paulus nie daar was nie, dat hulle nie geweet het wat om te doen nie, of dat hulle nie kon optree nie, want hy was nie daar nie, of enigiets van die aard. Dit maak geen verskil nie. Vir Paulus staan hierdie saak vas. Hy is nie daar by hulle nie, maar hy het reeds hierdie gedrag veroordeel. Nou, Paulus bedoel nie met hierdie woorde liggaamlik afwesig en in die gees by hulle, dat hy een of ander out of body experience gehad het nie. Dit is nie asof hy met sy lyf op een plek is, maar met sy gees in Korinthe nie. Hy maak geen onnatuurlike skeiding tussen sy liggaam en sy gees nie. Die konteks gee vir ons baie duidelik die betekenis van wat Paulus hier bedoel. Wat hy hiermee bedoel is, dat hy die onsedelike gedrag van daardie broeder, van daardie man, so sekerlik veroordeel, asof hy self daar in Korinthe in hulle midde gestaan het. Kyk gou aan die einde hier van vers 3. Asof teenwoordig het ek reeds hierdie man geoordeel. Sy teenwoordigheid of afwesigheid maak geen verskil in die saak, in die feit, dat hy hierdie man reeds geoordeel het, hierdie saak reeds 'n bevinding daarvoor gemaak het nie. Mense het ongelukkig al baie vreemde idees op hierdie vers gebaseer, veral hierdie frase dat Paulus liggaamlik afwesig is, maar in die gees teenwoordig is. Die idees wat gelowiges dan baie keer met hierdie vers opdis, is dat iemand liggaamlik op een plek kan wees en terselfdertyd ook geestelik elders kan wees. Ons weet in die Ou Testament is daar gevalle van byvoorbeeld 'n profeet wat deur die gees van God van een plek na 'n ander geneem word. Maar in die spreektaal en in die woorde van Paulus in die konteks hier, sê ons vandag ook soms iets soos, ek is in die gees by jou teenwoordig. En daarmee bedoel ons, dit is 'n meelewende of 'n simpatieke uitdrukking. Dit is 'n simpatieke idioom, of ons bedoel dit nie letterlik nie. Ons bedoel dat ons nie fisies teenwoordig gaan wees by jou nie, maar dat ek wel aan jou dink. Of ek gaan nie letterlik teenwoordig wees by hierdie situasie waarin jy is, of by jou gaan wees nie, maar ek is eensgesind met jou in hierdie omstandighede waarin jy jou gaan bevind, of in hierdie situasie wat jy nou gaan meemaak. Ek is in die gees met jou, ek is by jou. Of ons bedoel dat ons verlang om by iemand of in 'n situasie te wees waar ons ongelukkig nie kan wees nie. Ons bedoel dus nie in die spreektaal dat ons liggaamlik op een plek is, maar geestelik op 'n ander plek is nie. En dieselfde hier met Paulus se woorde hier. Hy bedoel nie dat hy 'n skeiding maak tussen liggaam en gees nie.
Maar hy sê, die oordeel, die vonnis, die tughandeling staan vas, asof hy daar by hulle teenwoordig is. Sy afwesigheid maak geen verskil in hoe hierdie saak hanteer hoef te word nie. Ek en jy moet geen mystieke skeidings maak tussen liggaam en siel nie. 'n Mens is of werklik ergens teenwoordig, of hy is nie. Hy kan nie fisies afwesig wees in die vlees, maar tog ook werklik geestelik teenwoordig wees nie. Jy is of teenwoordig in liggaam en gees of nie. Nou ja, dit eers daar gelaat. Kom ons gaan aan met vers 4. Wanneer julle in die naam van die Here Jesus vergader en ek in die gees teenwoordig is, gee met die krag van ons Here Jesus so 'n mens oor aan Satan. Nou kyk gou hier, as julle vergader en gee met die krag van die Here Jesus hierdie man oor aan Satan. Hier het ons die formele tughandeling wat vir ons geskets word. Die gemeente of die leiers van die gemeente vergader en dit gebeur in die naam van die Here Jesus Christus. En mense kry baie ook dieselfde gedagte in Matteus 18, dat daar in die naam van die Here Jesus vergader word, en dan kry gelowiges ook die sekerheid dat die Here daar, waar 2 of 3 in 'n tughandeling vergader, daar sal die Here ook teenwoordig wees. So hier's 'n tughandeling wat moet plaasvind, hulle moet vergader, en dan moet hulle met die krag van die Here Jesus Christus hierdie tughandeling uitvoer. In ander woorde, hier is 'n oopsluit en 'n toesluit proses waarmee die kerk besig is. En dit gebeur in die krag van die Here Jesus Christus. Dis nie maar net enige vergadering nie. Dis nie maar net 'n administratiewe saak hierdie nie. Dit vind plaas in die krag van die Here Jesus Christus. En hier's nou die aanbevole tughandeling wat Paulus vir hulle voorskryf. Hierdie broeder wat met sy pa se vrou saamleef, moet aan Satan oorgegee word. Gee so 'n mens oor aan Satan. En dan sal ons nou verder gaan om ondersoek in te stel oor die rede hiervoor. Wat 'n verskriklike vonnis om iemand oor te gee aan Satan. Hier's 'n broeder in die gemeente wat nou gesondig het en Paulus sê gee hom oor aan Satan. Hoe verskriklik. Natuurlik, die man se misdaad skreeu ten hemele. Maar as dit wat Paulus nou hier sê, is dit nie te veel en te ver nie. Om iemand aan Satan oor te gee en dan nog in die krag van die Here Jesus Christus. In ander woorde, jy sê dit is die Here Jesus Christus eintlik wat hierdie tughandeling dryf en bemagtig en ons koppel sy naam hieraan. Is dit nie te ver nie, Paulus? Ons vind baie dieselfde gedagte daar in 1 Timoteus 1 vers 20. Waar 'n sondaar oorgegee word aan Satan. Maar wat beteken dit om iemand so oor te gee? Dit beteken dat die sondaar afgesny word van die Here se genademiddele. In ander woorde, dit is werklik die tug in sy finale vorm. Dit is die afsnyding van die gemeentelewe. Dit is die afsnyding van die genademiddele, die afsny van die sakramente, die afsny van die gemeentelewe. Dis die afsny van die heiligende geestelike invloed van die kerk en die woordbediening. Hierdie broeder moet afgehou word van die sakramente en alles wat deel is van die heilige gemeentelewe. Dis om hom oor te gee aan Satan. Die gedagte hier is dat die Satan buite die kerk, as ek dit in aanhalings kan sê, aan die werk is. Is in die realm, die sfeer buite die kerk. So om iemand dus van die kerk en die kerklike lewe, en die genademiddele, sakramente, woordbediening af te sny, dit is om hom oor te gee aan die Satan. En dit is inderdaad 'n gruwelike vonnis, dit is verskriklik. En ook veronderstel om so te wees. Dit moet die gemeente wakker skud, dit moet die onreg uit die gemeente uithaal. Dit is 'n baie ernstige saak. Maar kyk mooi, dit moet ook die sondaar red. Het jy dit gesien? Die oogmerk van hierdie tughandeling? Die oogmerk is, gee hom oor aan Satan, om, so hier kom die doel nou, hier kom die rede, om sy sondige aard
te vernietig, daar moet 'n vernietiging plaasvind aan die een kant, en dan tweedens, sodat sy gees op die dag van die Here verlos mag word. Kan jy sien? Die uiteindelike oogmerk is die behoud van die sondaar, is om hom terug te kry, dis die hoop hier. Die oogmerk van die tughandeling is om die sondige aard van die mens, van die broeder, te vernietig. Nie die sondaar in sy totaliteit, gees en siel en liggaam en alles te vernietig nie, maar sy sondige aard moet vernietig word, sodat sy gees die dag van die Here verlos mag word. Die oorhandiging aan Satan beteken dus dat die sondaar uit die gemeentelewe uitgesluit en afgesny word, sodat hy ten volle aan sy sonde oorgegee kan word, sodat die volle effek van sy sondige lewe dan nou die oorhand sal kry. Hy is iemand wat nie bekeer nie, dis duidelik uit hierdie geval, hy bekeer nie, en daarom moet hy nou oorgegee word aan sy sonde. En dit sal lei tot vernietiging. Waarom? Want sonde lei altyd tot vernietiging. Sonde verniel, sonde vernietig. Maar die uiteindelike doel, die uiteindelike hoop, is dat sy gees behoue sal bly, en dat hy uiteindelik verlos sal word met die dag van die wederkoms. Dit is wat bedoel word met die dag van die Here. Dat daar uiteindelik uitkoms, redding, bekering sal wees. Een van die ou kerkvaders sê, dat Paulus met hierdie tughandeling vir die duiwel sy perke neerlê. Die sondaar word aan die duiwel en die Satan oorgegee, aan sy eie sonde oorgegee, maar die duiwel kan nie en sal nie die gelowige se siel, sy gees kry nie, net sy sondige aard. Beteken dit dat hierdie sondige man fisies baie siektes sal beleef? Wat beteken dit dat sy sondige aard vernietig gaan word? Daar's baie diskussie en kommentaar daaroor waarop ek nie nou gaan ingaan nie. Ons is nie presies seker wat die volle omvang hiervan beteken nie. Maar dat daar een of ander liggaamlike fisiese effek sal wees, dit kan ons met sekerheid sê, dit sal so wees. Daar sal een of ander groot liggaamlike effek wees, noodwendig so, want die sonde het 'n effek op die hele mens, nie net sy hart of sy emosies nie. Maar ons behou die hoop dat die gelowige, dat die broeder se gees verlos mag word. Die tughandeling wat Paulus hier voorstel, is een van die kenmerke van die ware kerk. Die gemeente in Korinthe was besig om weg te dryf van al hoe meer te vervals en te verwêrelds. Hulle het nie getug nie, hulle het nie die sonde uit die midde verwyder nie. Ja, alle mense sondig, dit is so. Maar hierdie spesifieke geval van hierdie man wat met sy pa se vrou saamleef, was vir almal in die gemeente bekend. Paulus sê, ek het hiervan gehoor. 'n Mens hoor werklik waar van hierdie onsedelikheid in die gemeente. Dis bekend. Dis oop en bloot. 'n Openlike skande en dan nog 'n kriminele oortreding ook. Die gemeente kan dit nie los nie. Hulle moes tug, maar hulle het nie. En daarom dat Paulus nou intree en die korrektief bring en direk gaan na die volledige finale stap van tug, die afsnyding. Hierdie is 'n sombere wekroep vir elkeen van ons, dat ons weer moet besef hoe ernstig dit is wanneer 'n gemeente nie die tug toepas nie, wanneer gelowiges in die kerk sommer so kan voortleef in sonde. Om in die Here se kerk te wees is 'n ontsaglike genade voorreg. Die Here werk in ons met sy genade middele, die woordbediening, gebede, samekomste van gelowiges, die sakramente, en om daarvan afgesny te word, dit is om oorgegee te word aan Satan. Mag hierdie verse ook weer vandag vir ons 'n oproep wees om te bekeer van ons sonde en ons sondige aard, elke dag te kruisig en Jesus opnuut te volg. Kom ons bid saam. Vader, ons bid vir u bekering, ons bid vir die krag van die Gees om die ou mens te kruisig en in die nuwe lewe van Christus op te staan. Ons bid dat u ons as gemeentes ook sal help, dat ons die sonde in ons midde sal verwyder, dat ons die sonde liefdevol sal tug, die sondaar liefdevol sal tug, en so uiteindelik ook mekaar kan behou. Amen.